boek Jakobus hoofstuk 1 en vers 5 lui soos volg. Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort. En as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Welkom by Geloofspad. Sonde kondig homself selde aan met 'n gebrul. Dit begin met 'n fluistering. Jakobus hoofstuk 1 skets 'n ontnigterende prentjie. Versoeking is nie 'n ewekansige krag wat deur God in ons lewens laat val word nie, maar 'n progressie wat van binne ons begin. Wanneer die begeerte ontvang het, baar dit sonde, en wanneer die sonde volgroeid is, bring dit die dood voort. Versoeking op sigself is nie sonde nie. Selfs Jesus is versoek. Die gevaar begin wanneer ons toelaat dat daardie begeerte wortel skiet. Wanneer ons talm, dit koester en dan daarop reageer. Die oomblik as ons wil aan daardie innerlike hinkering toegee, word sonde gebore. En as dit ongemerk gelaat word, ontwikkel sonde tot iets veel meer vernietigend. Die dood. Dit is nie net fisiese dood nie, maar skeiding. 'n Gebrokenheid tussen ons en God, 'n breek in ons gemeenskap, 'n verlies aan geestelike vrede en vreugde. Alhoewel gelowiges vir ewig veilig in Christus is, beskadig sonde steeds ons wandel met hom. Dit vertroebel ons harte, verdoof ons getuienis en lei ons weg van lewegewende gemeenskap. Maar God, in sy genade, laat ons nie hulpeloos nie. Terwyl hy nooit sonde veroorsaak nie, laat hy wel toe dat beproewinge ons toets en verfyn. Om ons liefde bloot te lê en ons afhanklikheid van hom te verdiep. En in elke versoeking bied hy 'n uitweg. So, wat moet ons doen? Stop sonde in sy spore. Weerstaan dit voordat dit swanger raak. Hoe? Deur in die Gees te wandel, ons oë op Jesus te vestig en vinnig te bely wanneer ons val. Want as ons sondes bely, is hy getrou en regverdig om te vergewe. God is nie die bron van ons sonde nie, maar hy is die bron van elke goeie en perfekte gawe. Insluitend die krag om te oorwin. Laat ons bid. Vader, dankie dat U die gevaar van ongebreidelde begeertes openbaar en dat U genade verskaf om versoeking te weerstaan. Help my om sonde in sy vroegste vorm te herken en deur U Gees om lewe en heiligheid te kies. Bewaak my hart en hou my naby U in Jesus se naam. Amen.